Dust to dust. Sowat 1 miljoen mense word jaarliks in Suid-Afrika begrawe en die land se nagenoeg 15.000 begrafnisondernemers lag al die pad bank toe. Die Suid-Afrikaanse begrafnisbedryf is 'n allemintige 40.000 miljoen rand sterk en nuwe ondernemings skiet soos paddastoele op. Vingers word gewys na begrafnisondernemers as groot uitbuiters. Selfs van die kleiner ondernemers verdien miljoene per maand. En terwyl ondernemers die room skep, trek kusmakers aan die kortste end. Die vervaardiging van jou kus, die voorsiening van handvatsels en al die bybenodigdhede. En dit werk in die gemiddeld van R1000 per kus uit, afhangende van die tipe kus wat die mense kies. En daai soortgelyke kus word ongelukkig deur die begrafnisbedryf verkoop teen 'n fenominale winsgrens. Daar's nie meer vir die, soos hulle sê, die legitimate vervaardiger. Daar's nie meer skou vir ons nie. Dis 'n mushroom besigheid. En die ondernemer is besig om die vervaardiger uit te byt. Om wel 'n bestaan te maak, moet kusmakers noodgedwonge goedkoper kuste van 'n swakker gehalte aan mekaar flans. Afdreiging, omkopery en belastingontduiking kom algemeen voor in die bedryf. Diegene wat op gehaltebeheer en duideliker bedryfsriglyne aandring, word gedwing om die bedryf te verlaat, soos 'n Oos-Kaapse kusmaker wat vrees vir sy lewe. Ek is al jare in die bedryf. Ek het goeie verhoudings opgebou in die bedryf. En ek is kan men sê, ja, die mense, hulle ken my, hulle sal vir my uitvat. Ek is bang. Ek is bang vir my lewe daarvoor en my familie. Die begrafnisbedryf se beeld word erg geskaad deur honderde ongeregistreerde, ongekwalifiseerde en onopgeleide mense. In die ongereguleerde bedryf word lyke soms op onetiese wyse deur begrafnisondernemers behandel. Doodskiste word selfs in agterplase en motorhuise aan mekaar getimmer. Die riglyne vir munisipale begrafplase is eenvoudig. As die kus pas, is dit aanvaarbaar. Gevolglik word ondernemers en kusmakers gedwing om selfgehaltebeheer toe te pas. Sodra daar geen regulering is nie, word daar geen toetsing plaasgevind op kuste. Die vervaardigde produk, enigiemand kan maak net wat hulle wil. Die kwaliteit neem af en ongelukkig word die familie of die naasbestaande word daar direk deur geraak. Daar's geen opleiding vir 'n ondernemer nie. Elkeen wat maar net 'n niksbaar het of 'n stasie waar hy begin maar net as 'n ondernemer. Die pryse van doodskiste wissel tussen R4.000 en R25.000, maar kry naasbestaandes altyd presies dit waarvoor hulle opdok. Groeivoorvalle kom algemeen voor. Bloed en liggaamsvog lek uit kuste weens swak vakmanskap. Lyke word vermink om in kuste te pas en liggame val uit swak vervaardigde kuste. Jy het basies 'n hamer en 'n saag nodig om kuste, maar die gehalte van die kuste. En dit is die probleem wat die bedryf tans in die oë staar. Ek het op pensioen gegaan toe ek besluit om 'n kursus te gaan doen om doodkuste te bou, net om besig te bly, want ek sien iemand wat kan stil sit nie. Die kwaliteit van kuste, veral die bodem van kuste, is van 'n swak gehalte en dit veroorsaak dat daar vogtigheid wat van 'n liggaam af dreineer deur die kus se bodem gaan. As 'n kus lek, dan is dit outomaties baie faktore aan verbonde. Dit is as 'n reuk. Dit is oneties. Dit is die familie wat in 'n trauma ingaan, want spesiaal dit lek in 'n kerk en daar is so baie probleme daaraan verbonde. Jy oormatige groot mens moet 'n spesiale kus gemaak word. En omdat die onkoste dubbel is van jou standaard kus en hulle wil nie daai onkoste aangaan nie, dan doen hulle onreëlmatige goed soos druk die mes in die maag, laat die lug kan uitkom, staan op dit, sny die bene, sny die arms, vou die arms, werk die arms in mekaar vas, sodat die lyke kan inpas in 'n kus in. Liggaamsvog en bloed wat lek uit kuste en chemiese stowwe wat voorkom in houtkuste skep ook 'n moontlike besoedelingsgevaar vir die land se kosbare waterbronne. 70% van 'n liggaam bestaan uit vloeistof uit. Moet ons aanneem dat daai liggaamsvloeistof op een of ander stadium moet geabsorbeer word. En waarheen word dit geabsorbeer? Dit gaan ongelukkig, en ons moet dit baie duidelik stel, in die ondergrondse waterstelsel in. Die chipboards wat jy gebruik is nie geseelde hout. So enige vloeistof gaan reg deur die hout in die grond en in die water. En 'n mens praat van nou in hierdie huidige omstandighede van ons van TB bloed
aidsbloed, al die goed gaan nou in die watersisteme in. Volgens 'n forensiese deskundige van die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Johan Dempers, sterf die vigsvirus egter redelik gou sodra 'n lijk se liggaamshitte afneem. Hy meen die gevaar van besmetting bestaan wel vir ondergrondse waterbronne indien begrafplase swak beplan en ontbindende lyke nie reg begrawe word nie. In die regte omstandigheid, soos die water, die regte temperatuur en die regte konsentrasie van voedingsstowwe en soutte ensovoorts het, kan die kieme of kan sommige van die organismes onbeperk daar bly lewe. Formalien word algemeen gebruik om lyke te balsem. Dr. Dempers meen die stof kan kanker veroorsaak in mense wat met besoedelde water in aanraking kom. Veral diegene wat lyke en lekkende kiste voor en tydens begrafnisdienste hanteer, loop 'n beduidende gevaar van besmetting. Die infeksierisiko vir persone wat werk is redelik groot, want mense moet onthou gewoonlik as die kus lek, dan beteken dit dat die liggaam 2 of 3 dae oud is en dat die liggaamsvloeistowwe nou begin uitloop, maar die kans dat daar nog enige organismes binne in die liggaamsvloeistof gaan wees wat die persoon kan infekteer is redelik groot. Ontwerpers krap reeds geruime tyd kop om 'n veiliger, maar steeds bekostigbare alternatief vir 'n kushongermark te ontwikkel. Die materiaal wat ons gebruik, ons proses, dis 'n totale geseelde environment hier binne. En eintlik jy kan hom gebruik as 'n swembad as jy wil. Niks kan hier deurlek. Behalwe hy sal hou vir 'n bestaande tydperk wat ons besluit. Rolspelers met wie Fokus gesels het, is dit eens dat daadwerklike regeringsoptrede dringend nodig is om die begrafnisbedryf se huis in orde te kry. Anders erf Suid-Afrikaners moontlik heelwat meer van hulle gestorwe landgenote as waarmee hulle gereken het.